Hallo en hartelijk welkom. Die landsekonomie staan op die drempel van 'n resessie. Dis grootliks die gevolg van die staking van 5 maande in die platinum mynbedryf. Die staking van die vakbond NUMSA en die yster, staal en ingenieursbedrywe sedert verlede week kan net daardie hupstoot oor die afgrond wees, dit sê die ekonome. Die sowat 220.000 NUMSA-lede se staking raak meer as 10.000 maatskappye. Volgens werkgewers is die verlies sowat R300 miljoen per dag, 'n derde van die land se uitset. En die vervaardigingssektor lewer 15% van die bruto binnelandse produk. General Motors byvoorbeeld het reeds produksie in Port Elizabeth gestaak en BMW het produksie ingekort. Konstruksiewerk by Eskom se Medupi en Kusile kragstasies is ook verder vertraag. NUMSA eis loonverhogings van 12% terwyl werkgewers se aanbod op 8 tot 10% staan. Dan kom daar nog ander dinge by, soos moet dit oor 1 of 2 of 3 jaar wees, moet daar huistoelaag wees ensovoorts. Die verskil in geldwaarde egter tussen die werker se eis en die werkgewer se aanbod is maar net oor die R200. Vanaand verwelkom ons vir Karl Kloete, adjunk hoofsekretaris van NUMSA, Wiek van Vieren van die Internasionale Arbeidsorganisasie en Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van die Nasionale Werkgewersvereniging. En hulle verteenwoordig die kleiner maatskappye. Die ander groot werkgewer is SIFSA, maar hulle kon nie hier wees nie. So kom ons begin dadelik met die gesprek en ek wil by jou begin, Karl. Ons praat van die nasionale ontwikkelingsplan wat gaan tot 2030, né? As jy jou eie mening moet gee oor waar wil jy die land sien, sy ekonomie, sy struktuur in 2030, wat sal dit wees? Wel, Freek, baie dankie vir die geleentheid. Ons reken dat 20 jaar gelede moes ons baie ver gewees het. Ons sit met 'n situasie waar werkers en die werkersklas in die geheel nog te maak het met inkomste wat baie laag is. En dis hoekom ons 'n situasie in die land byvoorbeeld het dat stakings die orde van die dag is, want jy moet beklei op die een kant om 'n gesin aan die gang te hou. Jy moet beklei op die ander kant om geld te hê om by die werk uit te kom. En die situasie van werkers het nie veel verander nie. As jy kyk na waar mense woon... Goed, is dit waar meneer Jim verwys na 'n apartheid loonstelsel wat nog steeds in plek is? Wel, ek dink ons sit nog met die stelsel ongeag 20 jaar van demokrasie. Werkers in Suid-Afrika, ongeag in watter sektor van die ekonomie, woon ver van die werksplekke af. Moet dus gebruik maak van die lone om vir vervoer te betaal. So jy het 'n problematische situasie. Maar die stelsel op zichzelf, sou dit reg wees om te sê, jy sou wil sien dat kapitalisme eintlik doodsterf? Wel, ons moet praat oor die feit dat kapitalisme verantwoordelik is vir die krisis waar in die wêreld is. Kapitalisme is die ekonomiese stelsel wat die wêreld beheer op die oomblik. En jy sien dit in Griekeland, jy sien dit in Europa. So ja, dis die eerste punt. Die tweede punt wat ons moet maak is dat tensy ons die situasie omdraai vir werkers om lone te verdien, om hulle gesinne te help, skoolopvoeding, kos en so aan, dan het jy 'n situasie waar die land nie regtig uit die grip sal kom waarin ons op die oomblik is nie. As ek reg as ek sê, eintlik wat julle nou oor elke dag optogte hou, toi in die strate waaroor julle staak gaan, oor die stelsel as sodanig en nie noodwendig oor 10 of 20 of 30 rand hier of daar meer of minder nie. Die feit van die saak is, Freek, dis werkers wat die rykdom soort van produseer. En as jy kyk na wat na hulle kant toe kom, dan is dit eintlik nikszeggend om die waarheid te sê. So ons moet die situasie verander. As ons dit nie doen nie, is daar ons gevaar in die gesig. Goed, kom ons kom dan na die werkgewers toe. Gerard, dit lyk vir my dit gaan eintlik oor veel meer as net rand en sent hierdie kant toe of daai kant toe. Is dit jou interpretasie ook? Ja, inderdaad. Ek dink hier is ook 'n politieke dispuut binne 'n groter konteks. En ek dink ons moet maar vir mekaar sê dat NUMSA het 'n groter agenda en hulle dien inderdaad die belange van werkers. Maar die stelsel waar die inkomstepotensiaal van werkers kunsmatig aangevul word
En dit is in sosialistiese sisteme bepaal die staat hoe hierdie goed funksioneer en dit is snaaks, hulle faal almal. Want daar was kunsmatig. Wel is die Sowjetunie wat hierdie goed kunsmatig gereël het buite die konteks van die vrye mark het geval. As jy in Duitsland kom, dan sien jy daar was 'n muur. Die ouens het gevlug van waar die stelsel gemanipuleer was na die kant toe waar die stelsel nie gemanipuleer was nie. Wat ons sê is die mark moet hierdie ding bepaal, want as die mark dit nie self bepaal nie, dan kry jy werkloosheid. En dis wat gebeur, die ryk-arm gaping. Ja? Ek wil net dit sê, die ryk-arm gaping in Suid-Afrika is besig om te groei. En dit is as gevolg van die inmenging in die werksplek, want werkgewers se respons, se reaksie op inmenging en hoë lone is bloot om nie meer te employeer nie. En hier is die verskil tussen ons en 'n NUMSA wat sê die developmental status meng in en skryf voor. Ons sê los dat ons dit self doen, want jy kan nie 'n werkgewer voorskryf. Maar die voorskryf. vraagstuk, en dit is wat hy nou genoem het, né, is dat hoe is dit moontlik by wyse van spreke? Dat 'n ou by sê nou 'n mynmaatskappy 'n salaris kry van 27 miljoen en 'n werker kan nie 12.500 kry nie. Jy kyk so na die situasie en sê maar ergens is iets fout. Al is dit 'n wonderlike kapitalistiese stelsel soos wat jy glo. Jy wil my laat dat ek jou antwoord daarop. Natuurlik. Wel, die eerste punt daarop dat 90% van werkgewers in Suid-Afrika is meerbeslag en kleiner besigheid. Dis die besigheid wat ek verteenwoordig. Ek verstaan self nie die boeke van 'n mynmaatskappy waar iemand 90 miljoen rand het. Ek verstaan dit self nie. Dis buite my verwysingsraamwerk. Maar ek kan net rondom is die gaping tussen dit wat jy verdien en wat die laagst besoldigste werker verdien regverdig, dink jy? Kom ek aanwees. Kom ons vat die gaping in my konteks van 'n werkgewer wat in die platteland 'n besigheid het met 10, 20 werkers en jy gaan vat die inkomste tussen daai man wat daai besigheid in die gang hou en sy werkers en ek sê daai gaping is nie so groot nie. Maar is dit billik? Dit is billik. Jy kan tog nie sekerlik nie 'n werkgewer laat die risiko's aangaan van besigheid en jy beloon hom nie daarvoor nie. Dit kan jy tog nie doen. Daar moet 'n aanloklikheid wees om besigheid te doen. As jy daardie aanloklikheid van vooruitgang, as jy entrepreneurskap en vooruitgang uit die aantrekkingskrag daarvan wegvat, sal ons geen besigheid doen nie. Besigheid word alreeds baie minder aanloklik in Suid-Afrika. Inteendeel, jong mense sien nie meer potensiaal. In hierdie industrie waaroor in hierdie dispuut gaan, is daar nie 'n jong persoon wat 'n toekoms in hierdie industrie sien nie, want daar is nie groeipotensiaal nie. En as jy dit verloor, dan verloor jy 'n industrie. Hoekom is daar nie groeipotensiaal? Wel, hierdie industrie gaan agteruit teen 'n spoed. Hoekom gaan hy agteruit? Wel, 3 maande terug het hierdie industrie begin onderhandel. En Karl se kollega het by die onderhandelinge genoem en ek haal haar aan dat hierdie industrie het in die laaste 5 jaar 250.000 werksgeleenthede verloor. Hoekom? As gevolg van die inmenging in die industrie is daar nie meer geleentheid vir werkgewers. Werkgewers het belang vir wel die staat meng en die staat het 'n kollektiewe bedingingsstelsel geskep wat soveel mag aan vakbonde gee. En selfs binne die onderhandelingskonteks van werkgewers en werknemers het vakbonde soveel mag dat hulle 'n stelsel geskep het waarbinne besigheid nou nie meer kan funksioneer nie en die industrie is besig om tot nie te gaan. Ek sou graag daar by daai punt wil aansluit later as ons by oplossings kom. Kom ek vra net vir jou, hoe lyk die internasionale prentjie? Is daar dieselfde soort van beweging van 'n gaping wat groter word tussen die wat het en die wat nie het nie, tussen werkers en die wat in gesagsposisies is? As ons kyk na die lande wat ons eintlik moet mee vergelyk is nou Brazil en Indië. Hulle is besig om daai gaping nouer te maak. En in Suid-Afrika is ons nie besig om die regte besluite te neem in daai debat of ons nie besig om dit te debatteer nie. Ons los dit een kant en dit gaan net aan en aan dat die loongaping groter en groter word. Dis tyd dat ons op 'n makrovlak begin gesels oor wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. Dit is die groter debat is eintlik die politieke ene. Politiek saam met besigheid. Ja. Ons het beleggers nodig. Ons het 'n goeie klimaat nodig om ons ekonomie te laat groei. Maar aan die ander kant stem ek saam dat die werkers kry swaar. En tussen die twee moet daar 'n oplossing wees. Lande soos Duitsland en die Skandinawiese lande kry dit reg. Hulle het hierdie sosiale bedinging aan die gang buite net loonverhogings. Ons fokus net op kollektiewe bedinging oor rand en sent.
Dit gaan baie groter as net rand en sent. Die debat moet gaan oor wat is die lewensstandaard van ons Suid-Afrikaners? Is ons besig om daai gaping kleiner te maak en ons is nie besig om dit te doen nie. As gevolg daarvan gaan die werkers wel issues met die staat en met die werkgewers opneem. Tot tyd en wel iemand na hulle luister. En as ons dan met mekaar kan gesels en oplossings vind, dis nie dat ons oornag almal op dieselfde salarisvlak moet wees. Maar aan die ander kant moet ons begin luister na die issues van die werker, van die familieprobleme wat hulle het, hoe om hulle elke dag kos op die tafel kan sit. Dis die issue wat hier is. En as hulle so gefrustreerd raak, dan slaan dit oor na 'n staking toe, na 'n protesaksie toe en soms op 'n onwettige manier. Kom ons praat net gou daaroor. Ek wil net graag dit oorkaal want ons het nou heelwat berigte gehoor van die afgelope week en meer van intimidasie wat plaasvind, geweldpleging, hekke wat afgebreek word, vensters wat stukkends gegooi word. En julle sê nee, maar dis nie ons mense nie. Dit is tog godsonmoontlik. Wel, ek dink die eerste ding wat ons sê is dat ons verwerp geweld van watter aard ook al. En ons baie gereeld in die kommunikasie aan lede wat deelneem aan die staking, het ons dit duidelik gemaak dat daar moet dissipline wees, want ons saak gaan oor verbeterde loonverhoging. Het gaan nie om geweld of om skade aan te rig. As jy sê daar moet dissipline wees, dwing julle dissipline af. Kyk, ons het mense wat ons in plek sit, soos verteenwoordigers, marshals, maar dit is 'n landweerstaking, 220.000 mense. En ons sal nie ontken dat daar mense wel is wat die grens breek en ongedisciplineerd is nie. En dis hoekom ons op 'n dag dit is deel van julle taktiek nie. Sit julle nie daar so in agtergeslote deure en sê kom ons skud net 'n bietjie die werkgewers 'n bietjie. Kom ons gooi 'n paar fees. Absoluut nie. Kom ek maak die punt dat ons het met die onderhandelings begin in Maart en ons sit nou in Julie. En so 'n staking is nie die eerste ding nie. En ek wil verskil met Papenfoes wat sê dat dit is 'n politieke staking. Dit is nie. Elke 3 maar jaar... Maar jou fundamentele probleem, het jy my nou verduidelik, is die ekonomie soos wat hy bedryf. Jy kan dit nie ignoreer nie, Freek. Jy moet kyk na die politieke en ekonomiese situasie en die konteks waarbinne jy onderhandel en so aan. Die punt wat ek wil maak derhalwe is dat elke 3 jaar het ons onderhandelings. So by die einde van Junie die jaar het die ooreenkoms by 'n einde gekom. So elke 3 jaar gee ons as werkers stabiliteit aan die nywerheid of aan die industrie. Daar's geen arbeidsonrus nie. So dat was verlede jaar geweest. Wat groot drama veroorsaak het. Nie in die industrie nie. Verwante bedrywe, ja. Verwante bedrywe. Maar dan raak het hulle, dan raak die ekonomie. Elke keer is dit 'n 3 jaar ooreenkoms. Hierdie keer wil julle net 'n jaar hê, né? Wel, omdat die werkgewers kom met 'n aanbod wat nie aanvaarbaar is nie en in die konteks van waar die inflasie is, sê ons as dit is wat julle aanbied, dan moet ons met mekaar praat oor 'n 1 jaar ooreenkoms sodat ons kyk elke jaar na die inflasie. As julle 'n 3 jaar ooreenkoms wil hê, moet julle dit uitkoop want ons gee en ons bied aan stabiliteit. Goed, ons moet net vinnig die handelsnuus luister en dan is ons terug, so bly by ons. Welkom terug. Ons praat oor die impak van die NUMSA-staking op die ekonomie en kom ons gaan aan die praktiese dinge toe nou en oplossings vorentoe. So jy sê die arbeidsbedeling in Suid-Afrika is 'n belemmernis op die huidige oomblik vir groei, vir werkskepping, vir die werklike vooruitgang van ons ekonomie. Sonder twyfel. Twee goed. Ek hanteer 3 goed. Die klimaat waar binne werkgewers moet funksioneer is een van, julle is nie regtig welkom in Suid-Afrika nie. En as daardie persepsie... Wie sê so? Wel, die regering skep nie regtig vir ons die indruk ons is baie welkom in Suid-Afrika nie. En vir jou wat 'n Suid-Afrikaner is? Oh yes. En 'n Suid-Afrikaanse bedryf? Oh yes. Die regering... Wie sê vir jou so? Die boodskap baie subtiel is, julle is nie baie welkom nie en ons gaan agter julle. Maar wie gee daai boodskap? Wel, dit is 'n boodskap wat baie algemeen van regeringskant af rond of het minister Patel jou gebel en gesê luister. Nee. Daar is dit gaan sit na die president se begrotingsdebat en luister.
En die president sê goed wat as besigheid daarna luister, dan sê hulle en as ek daarop moet ingaan, ek nou baie tyd vat. Die persepsie by besigheid is ons onwelkom. Daar lê 550 biljoen privaat sektor geld belê wat hulle nie bereid is om in besigheid te investeer nie. Want hulle sê ons kan nie, dus besigheid investeer nie geld in die risiko waar die uitkoms so onseker is dat dit nie die moeite werd is om dit te investeer nie. Wat moet gebeur? Okay. Die boodskap is julle wat besigheid is welkom en ons het julle nodig. Want 'n ou wat dink jy het nie besigheid nodig nie. Dat die nasionalisering van myne en goederes gaan nie. Dit is seker ook nie 'n kwessie van hulle het ons nodig nie, ons almal saam. Ja. Nee, ons het mekaar almal nodig, maar ek praat nou van hierdie hoek uit. Goed. Die tweede ding is as jy 'n arbeidsbedeling skep waar werkers soveel regte het dat as jy hom in diens neem, jy hom byna nie kan ontslaan nie en dat jy as jy hom ontslaan dit vir jou so moeilik gemaak word, dan word jy skugter om in diens te neem. Dis die arbeidswet. Goed, en die derde punt? Die derde ding is kollektiewe bedinging. Kollektiewe bedinging bevoordeel groot vakbonde en makro besigheid. Dis die model. Hy's so geskryf. Jy kan amper sê dis 'n So een reël geld vir almal. Wel, kom ek gebruik nee, ek gaan vir jou 'n voorbeeld gebruik. 'n Simpel voorbeeld. As jy een besigheid het wat 1000 mense in diens het en jy het 1000 besighede waar elke een persoon in diens het. En hierdie ou met die een besigheid gaan na die minister toe en sê ek het 'n ooreenkoms met 'n vakbond. Ek wil hê jy moet hierdie ooreenkoms uitbrei na hierdie 1000 besighede met die een werker. Sal die minister hom uitbrei. Hy kan deur daardie transaksie 1000 mense uit besigheid uitsit. Dis 'n kompleet absurde stelsel. Dit is waarteen ons veg en dit is besig om klein besigheid en medium besigheid dood te maak. Nou die nasionale ontwikkelingsplan, die nasionale ontwikkelingsplan sê by 2030 moet klein besigheid 90% van werk skep in Suid-Afrika. As hulle nie hierdie verander nie, sal klein besigheid werklik nie eens meer bestaan teen uitheid nie. Kom ons hoor, wat dink jy? Moet daar enige verandering plaasvind in die arbeidsbedeling soos hy staan? Ek reken nie. Ek meen meneer Net so bly. Nie verander ook na. Kom ons klaar dit uit. Daar's klein besighede. Die bedingingsraad het 'n stelsel dat as 'n maatskappy nie die vermoë het om te betaal 'n verhoging nie, dat hy kan aansoek doen vir vrystelling. Met anders hy 'n maatskappytjie. Maar jy kan nie net op die woord van 'n maatskappy gaan en sê ek het nie die vermoë om te betaal nie. Daar is vereistes. Lê voor jou finansiële situasie sodat die raad jou kan vrystel. Maar tree ook in gesprek met die werkers wat vir jou werk sodat hulle bewus is van jou aansoek. So dit is nie waar nie. Daar is nie 'n stelsel wat dit onmoontlik maak vir maatskappye en kleiner maatskappye om te oorleef nie. Kom ons noem net 'n ander voorbeeld. Sou jy byvoorbeeld dit aanvaarbaar vind as daar heeltemal demokraties 'n geheime stemming is binne elke fabriek waar mense self kan besluit hulle wil staak ja of nee? Kyk, 'n organisasie bestaan uit lede. As die lede vir jou 'n aanduiding gee dat ons is heeltemal ontevrede en ons praat nie van nie lede nie. Ons praat van lede van NUMSA en sê ons het by 'n punt gekom waar 'n staking nou moet plaasvind. Maar hoe sê hulle vir jou? Wel, ons het strukture, Freek. Maar daar is nie 'n geheime stemming. Ons werk op die basis van 'n mandaat. Ons werk op die basis op die oomblik. Hoe kry jy die mandaat? Ons span. Ons het 9 provinsies in die land. Ons onderhandelingsspan kom van 9 provinsies af wat deel uitmaak van die maatskappye wat in elke provinsie is. Die kwessie van 'n stem is 'n kwessie wat ek dink nie enige verskil sou maak ten opsigte van waar NUMSA staan. Ons het heel duidelike voorstelle oor hoe ons die pad verder voortgaan. Ten opsigte van die ideologiese punte wat meneer Papenfuss maak. Hy sal onthou dat vroeër in die jaar het ons as werkgewers, as vakbonde om die tafel gesit om te kyk na hoe verander ons die nywerheid, nie net om kompeterend te raak nie, maar om te kyk na wat presies moet gedoen word om groei teweeg te bring, om meer werk te skep. En dit is deel van die oplossings wat ons saam sal moet vind. Wat is jou antwoord daar? Ons antwoord is dat ons het nodige industriële strategie vir die land
in die bedryf, in die ekonomie. As ons dit nie gaan doen nie, dan gaan die bedryf onder, want ons regering en sy probleem is, hy dink daar's te veel inmenging. Ons dink dat die regering moet beter beleid skep sodat daar groei kan wees. En ek kan 'n hele horde van voorbeelde noem. Wat dit moet wees. Geef ons vir my 3 punte hier. Die eerste een is dat daar die makro-debat probeer ons deur 'n kollektiewe bedinging oor 'n loonverskil geskil oplos. Daai debat moet elders plaasvind, buite die kollektiewe bedinging oor 'n rand en sent. En dit is nie besig om te gebeur nie. So ons het hier die nasionale strategie. Wat is die strategie vir hierdie industrie? Waar word daai gesprekvoering, waar vind dit plaas? En dit gebeur dat binne in die loononderhandelinge probeer ons 'n nasionale strategie oplos en dit gaan nie gebeur nie. Ons moet nou buiten hierdie kollektiewe bedinging in die industrie met die partye daar, met die regering 'n oplossing vind en sê dit is hoe ons die industrie binne 10 of 20 jaar wil sien en hoe kom ons daar? Die ander saak is dan op 'n jaarlikse of 'n 2-jaarlikse basis 'n loononderhandelingsproses wat ons nou op die oomblik sien. En ek dink nie ons kan dit met die mynonderhandelings vergelyk nie. Die hele proses is anders. Die hele mandaatsproses is anders. Die partye is in 'n kollektiewe bedingingsliggaam wat baie meer struktuur het. Ek dink wat vir ons as die internasionale arbeidsorganisasie bekommerwekkend is dat daar's 'n reg om te staak, maar nie 'n reg om te steel en af te brand soos ons nou net genoem het. En dit is waar Jan Publiek nou 'n probleem het. Hulle sien in die koerante elke dag mense wat seer kry, mense wat swaar kry, wat glad nie is in die staking betrokke is nie. Dit moet vasgevat word. En ek's bly om te hoor dat die vakbond dit nie ondersteun nie en hulle dit nooit ondersteun nie. Maar dan moet die regering dit help vasvat en as ons daai element kan uithaal, dan het jy die reg om te staak. Dis 'n issue tussen die werkgewer en werknemer. Los dit op. Maar kom ons gaan oor die industrie en ons kyk na die langtermyn wat aanvaarbaar en nie aanvaarbaar is. En die beleggers moet ook 'n sê hê. Want dit help nie dat ons die beleggers wegjaag en sê ons kan nog op ons eie voortgaan. Dit gaan nie gebeur nie. Goed, ek wil net kortliks, ons het omtrent 'n minuut oor. Is jy optimisties dat 'n oplossing bereik kan word of is jy te ver van mekaar? Met hierdie Nou. Nee, ek is nie optimisties nie met ons nie. Ons is te ver uit mekaar. Maar gaan ons kyk ons na 3-5 maande weer? Nee, ek dink die ander party in die onderhandelinge SIFSA is baie nader aan NUMSA. Hulle ken mekaar baie goed. Hulle is in jare lank baie sterk genootskap. Ja, en hulle sal meer van hulle siel verkoop vir 'n deal, ek nie. Goed, is jy optimisties? Wel, 2 dinge. Ek reken dat die gesprekke met SIFSA het goed verloop. Daar is nog 'n verskil tussen ons. Die laagste betaalde werker in die industrie met wat aangebied word is op ten minste 5.400 per maand. Wat NUMSA eis met ons voorstel is 5.600 per maand. Dis die verskil tussen die partye. Dis hoe klein dit is, maar Jan Publiek... Maar dan moet dit nog moontlik, dit moet moontlik wees. Jan Publiek moet dan die vraag vra, kan enige Suid-Afrikaner vandag ongeag ras of kleur oorleef met R5.000 per maand. Goed. En dis waaroor dit gaan. Wel, ek hoop ons kan gesamentlik by 'n oplossing uitkom redelik vinnig, want anders as dit nie gebeur nie, dan maak dit vir niemand eintlik sin nie. Nie vir die ekonomie nie, ook nie vir die werker nie, want jy gaan meer verloor as wat jy uiteindelik gaan wen. So ons hoop die dinge werk en dat ons so siele by mekaar hou. Gerard, baie dankie en dankie vir die saamkyk. Stuur asseblief kommentaar en voorstelle na Robinson by kyknet.co.za of skakel ons by 011 544 1136. Tot volgende week. Totsiens.